die storie agter die pad van vryheid. Elkeen van ons het 'n storie agter ons storie. Daai een storie wat konteks gee aan wie en wat ons is en wat ons ervaar het om hier te kom. En so wanneer ons volgende week Paasnaweek vier, dan wil ek vandag ook praat oor wat is die storie agter die storie van die kruistoneel? Wat is die storie agter dit wat ons gaan vier volgende week en hoe kom ek en jy by daai plek waar ons daai storie so goed verstaan dat ons vryheid kan instap? Daai vryheid waarna ons so hinker. Miskien moet ek vandag vra, wat is die konteks van daai storie agter die heel eerste nagmaal? Hoekom het Jesus dit gedoen? Hoe dit gebeur en wat is die juwele wat daarin weggesteek is, wat ek en jy kan ontdek, wat ons ook na daai plek van vryheid kan vat. Jy sien, nagmaal mik na die Pasga wat Moses ingestel het, voor die uittog uit Egipte uit. Ja, het reg oor hy heel eerste keer voor die volk 3 miljoen mense, nadat hulle 400 jaar lank onderdruk was, daai heel eerste keer, wat hulle sou uitstap in vryheid. Daai aand, net voor dit gebeur het, was daar 'n Pasga. En jy sien, in daai tyd het nie sommer net ge-WhatsApp en vir almal gesê, hoor boys, môre gaan ons uit hierdie rivierde land uit nie. Hulle het in weke, het hulle hierdie ding gekommunikeer, want daar's 3 miljoen van hulle, en almal moes maar by word by mouth hoor daarvan, en almal het begin uitsien, na daai fees, wat ek vandag die fees van vryheid wil noem, wat gaan plaasvind, en wat die laaste aand gaan gebeur, en wat elkeen op daai plek gaan bring, waar hulle vryheid kan ontdek, en vryheid kan instap. Nou, in daai laaste, of daai eerste Pasga wat hulle gehou, die laaste keer wat hulle in Egipte was daar simbole wat die Here vir Moses sê het om in hierdie nagmaal of in hierdie Pasgamaal in te sit. En wanneer ek en jy daai simbole ontdek, dan kan dit vir ons die liggies wees wat oplyn om ons ook na die pad van vryheid te lei. Baie van ons soek geestelike vryheid, ander ons soek vryheid in verhoudings, party ouens soek finansiële vryheid sodat hulle kan keuses maak, ander ouens soek vryheid by die werk sodat hulle kan vooruitgaan en kan groei. Nou die belangrikste, en ek glo dat die heel eerste simbool in hierdie Pasga, miskien is dit nie die belangrikste nie, ek glo die lam is die belangrikste, maar dit was die uittog uit Egipte uit. Moses het gesê, ouens, ons gaan hierdie maal hou, dis hoe die maaltyd gaan werk, en die volgende oggend as die son opkom, gaan ons uit hierdie land uitstap. En hulle het Pasga gevier met hierdie opgewondenheid van vryheid. En wanneer ek en jy nou aanstap na Paasnaweek, volgende naweek, is jy ook opgewonde? Is daar ook 'n saadjie van vryheid in jou hart geplant? Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Kom ek lees vir Johannes 8 vers 36. Hy sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Alles in die skepping, elke plant, elke dier, alles in die skepping smag na vryheid, want vryheid is daai plek van verandering, vryheid is daai plek van groei, vryheid is daai plek waar ons keuses kan maak. En ek wil vandag vir jou sê, jy smag na vryheid, ek en jy weet dit net nie, elke dag nie. En soos wat ons aanbeweeg na die Paasnaweek, is daar 'n geestelike vryheid, wat God in jou hart wil plant. Daar's 'n emosionele vryheid, wat hy wil gee, sodat jy die guts kan hê om te wees, wie jy werklik is. Ek wil amper vir jou sê, hy wil jou en my by die plek bring, waar ons ophou om weg te kruip, want 'n slaaf is iemand wat net doen en in die agtergrond staan en wegkruip. Dan die tweede simbool in hierdie Pasga is definitief die lam. Dink bietjie daaraan. Dis 'n profetiese nagmaal, 'n ete wat verwys het na die nagmaal wat Jesus sou hê jare 400 jaar later, 4000 jaar later, en wat Jesus hierdie ouens sal inlei in 'n nuwe dimensie wat ons vandag die Nuwe Testament, die tyd na Christus noem. En daai tweede simbool, die lam. Ek het baie keer gewonder, hoekom nie 'n leeu nie? Hoekom 'n lam? Dink hoe groot is daai gedagte. God beklee sy seun, die God van die heelal, met nederigheid, voordat hy hom stuur om jou en my vry te maak. Ek wil vir jou die profesie oor Jesus lees uit Jesaja 53. Ek gaan sommer begin by
vers 1, en wanneer jy dit lees, dan dink 'n ou, hoe pas hierdie verse by 'n God? Dit is so humble, soos die Engelsman sê. En daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, hulle wat laaste is, sal eerste wees. En ek glo dat Vader God wil 'n sekere nederigheid in jou en my hart inplant, sodat ons gesag kan verstaan. Want jy sien, as ons nie hierdie nederigheid kan vasvat nie, dan gaan ons gesag ooit nooit verstaan nie. Jesaja 53 vers 1. Hy, dit is Jesus, het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie. Met ander woorde, hy sê, die koning van die konings sou maklik misgekyk word. Baie keer as ek en jy iets vir die Here wil doen, of ons wil uitstaan in sy koninkryk, dan wil ons iets doen dat die mense ons raak sien. Maar toe Jesus gekom het, sê hy het nie gestalte gehad nie, hy het geen glans gehad nie, so maklik misgekyk. Het jy vandag voel, jy is iemand wat maklik misgekyk raak, as jy jouself maklik miskyk, dan wil die Here vandag vir jou sê, dis nie die einde van die storie nie, daar is 'n storie agter die storie. Hy gaan aan, hy sê, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Baie van ons wil begeerlik wees, ons wil hê, mense moet ons nie onderskat nie. Daai versie sê, hy's iemand wat maklik onderskat sou word. En ons gaan later daarby kom, ons gaan dalk volgende naweek met Paasnaweek daarby kom, maar Jesus was onderskat en Lucifer het hom totaal onderskat. Hy het by daai plek gekom waar hy net toe die kruistoneel plaasvind, toe dink hy, wow, ek is ontslaaf van die seun van God, totdat hy in die doderyk opdaag en die werk van Satan verslind vir altyd. Vers 3, hy is verag. Hy is deur die mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte. Klink dit na die seun van God? Klink dit na die koning van konings? Jy voel dalk verag. Soms voel ek en jy verlaat. Soms voel ons daar's net smarte wat op ons afklim. Of jy is dalk siek vandag. Hy gaan aan, hy sê, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig sou verberg. Hy was iemand wat maklik geminag sou word. Hy is verag. Ons lees verder. Hy is verag. En ons het hom nie geag nie. Vers 4. Nogtans. Nee, ek wil net 'n oomblik stil staan by hierdie nogtans. En ek wil vir jou sê vandag is die nogtans vir jou. Jy kyk dalk na jouself met 'n houtoog en 'n plankbril, maar daar's 'n nogtans. Hoor wat sê hy? Nogtans, ons siektes het hy gedra en ons smarte, dit het hy op hom gelaai. Ek wil jou in die oë kyk. Jy is nie misgekyk nie. Die koning van die konings het nie van jou vergeet nie. Hy's deur al hierdie dinge, met ander woorde, hy kyk nie sonder empatie en simpatie na jou en my nie. Hy sien jou raak. Vers 4 gaan aan en hy sê, maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Vers 5, hy is egter deurboor oor ons oortredinge, verbrysel oor ons sondeskuld. Kan jy dit glo, dat die God van die heelal is groot genoeg, om klein genoeg te word, om op die aarde te kom staan, en gemartel te word, vir jou en my sondes? En ek wil vandag vir jou vra, is jy groot genoeg, om klein genoeg te word, om in te pas in die plan, wat God vir jou het, hier op aarde? Jy sien, nederigheid is nie om onbenullig te wees nie. Dit is om groot genoeg te wees, dat jy nie bang is om op die regte tyd klein genoeg te wees nie. Hy gaan aan, hy sê, die straf wat ons vrede bewerk. Daai woord vrede is die woordjie shalom, wat beteken die volheid van God se seën. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Hy het gepyn, dat jou en my pyn vandag kan stop. Hy gaan aan, hy sê, ons het almal soos klein vee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here het ons almal se sonde skuld op hom laat neerkom.
Met ander woorde, al dwaal ek en jy soms af. God sê, ek het die sondes wat jy gedoen het betaal, en selfs die sondes wat jy nog moet doen, is ook reeds betaal. Hy is mishandel, vers 7, maar hy het hom daaraan onderwerp, en nie sy mond oopgemaak nie. Veel keer gebeur het, dat ons monde oopmaak oor ander mense, want ons wil soms ons ander mense aftrek, tot op ons vlak, sodat ons beter kan voel oor onsself. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerders stom is, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Toe ek 'n jong seun was, het ons baie keer op die plaas skape geskeer. Ons het daai tyd nog gedoen met skaapskere, nie met skeermesse nie. En ek het my altyd verwonder aan daai skaap, as die skeerder hom vasvat en op sy rug draai of op sy stuitjie, en hy begin skeer om dan daai skaap stil gelê en stil gebly. Miskien is dit tyd hierso voor Paasnaweek, dat ek en jy ook stil lê en stil bly. Want saam met die wol wat afgeskeer word baie vuilheid afgeskeer. Daar's nie 'n ding so skoon soos 'n skaap wat pas geskeer is nie. Baie distels en dorings wat gehakkend aan jou word afgeskeer. Dis wat die gees van nederigheid doen, is wanneer ek en jy groot genoeg is om klein genoeg te wees om in nederigheid voor God te kom, dan word al daai stekels en dorings en goed en vuilheid afgeskeer. In die senter van jou en my verlossing sit ons koning, en sy naam is Jesus. Baie keer sit ek en jy in die senter wanneer ons verlossing nodig het, want ons sê, my sonde is so groot. Maar weet jy wat? Dit gaan nie oor hoe groot jou sonde is nie, dit gaan oor hoe amazing Jesus was. En dan is daar 'n derde simbool in hierdie Pasga wat die Jode gevier het net voor hulle uit die beloofde, uit Egipte uitgevaar het na die beloofde land. Dit was bitterkrye. En die woord bitterkrye verteenwoordig die bitterheid van slawerny. God wou gehad het, hulle moes dit eet op baie laaste aand, want hulle moes nie vergeet hoe bitter dit is om 'n slaaf te wees nie. En baie keer, wanneer ek en jy vrykom van slawerny, dan leef ons onsself terug in slawerny uit, want ons het vergeet hoe bitter dit was om daar te wees. Eksodus 12 vers 8 sê, en hulle moet die vleis dieselfde nag eet. Dis nou waar die Here vir Moses 'n opdrag gee oor die Pasga, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkrye moet hulle dit eet. Onthou jy nog waar jy vandaan kom? Dankbaarheid word nie gebore in die toekoms nie. Dankbaarheid word gebore wanneer ek en jy onthou waar ons vandaan kom. Baie keer is ons nie nederig genoeg om te sê, dis die humble beginnings, dis waar ek vandaan kom nie, dis wie ek was nie, maar hy het my gemaak wie ek nou is. Onthou jy nog waar jy vandaan kom? Gebruik hierdie Paasnaweek wat kom om te sê, Vader, wys my, herinner my waar ek vandaan kom, sodat dankbaarheid in my hart kan opstaan. Ek gaan nie vandag daaroor praat nie, maar geloof in die beloftes van die Here word gebore in dankbaarheid. Ons sal 'n ander dag iets sê daaroor. Dan was die vierde simbool, was hierdie ongesuurde brood wat hulle moes eet. En julle sal onthou, met die nagmaal het Jesus ook ongesuurde brood geëet saam met sy disippels. En ek wil lees daaroor in Lukas 22 vers 19. Dis nou weer, ons is nou nie meer by Moses nie, ons is by Jesus wat die nagmaal hou, en hy sê die volgende, en hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy die brood, en hy gee dit vir hulle, en hy sê, dis my liggaam, wat vir julle gegee word. Wat sluit harte oop? Wat maak die hart van 'n mens oop genoeg, dat ons die stem van die Here kan hoor, en die teenwoordigheid van die Here kan voel, en oop genoeg om ons naaste werklik te kan lief hê? 1 Korintiërs 5 vers 8 sê, laat ons daarom fees vier by die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid.
Opregtheid beteken ek is wie ek is. En waarheid beteken ek leef wat ek sê. Nou, hoor mooi, baie keer wil ons iets amazing wees om in die teenwoordigheid van die Here in te kom. Die Here sê, jy hoef net opreg te wees. Jy hoef net die waarheid in jou te hê. Wees wie jy is, moenie my probeer impres nie, kom na my toe, soos wat jy is. Onthou julle met daai nagmaal, toe Jesus op die voete gewas van disippels het, Petrus gesê, ek gaan nie my voete was nie. Of Johannes, ek kan nie onthou wie van die twee nie. En Jesus sê, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. Opregtheid beteken om God te vertrou, dat wanneer ons onsself vir hom gee, dat ons weet ons is veilig. Opregtheid sê, wees wie jy is, want ek het jou vrygekoop soos wat jy is. Soos wat jy was, het ek jou gekoop. Met ander woorde, ons sê as ons goed koop, ons koop dit voetstoots. As ons 'n huis koop en die dak lek iewers, ons het dit gekoop, dan word die huis ons in, maar die lek in die dak word ook ons in. En die Here sê, ek het jou gekoop met jou sterk en jou swakpunte. Baie keer dink ons as ons droog maak, ons is nou nie meer God se nie. Die Here het die huis saam met die lek gekoop. Hy het geweet van die lek voordat hy hom gekoop het. En ek wil vandag vir jou sê, laat toe dat die liggaam van Jesus, hierdie Paasnaweek vir jou, daai een iets wees, wat sê, ek is gekoop soos ek is, en dis okay voor die Here. Die Here gaan nie 'n vloermoer gooi as ek 'n fout maak nie, hy weet wie ek was voordat hy my gekoop het. En dan wil ek begin land, die laaste simbool is die wyn. Lukas 22 vers 20 sê Jesus, hy sê hierdie beker, wat terwille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Aan die ander woorde, hy sê, in die Nuwe Testament het ons 'n nuwe ooreenkoms wat nie gebreek kan word nie. En Jeremia het in die Ou Testament al geprofeteer daaroor in Jeremia 32 vers 40 het hy gesê, ek sal 'n ewige verbond met julle sluit. Ek sal my nooit daarvan weerhou om aan hulle of julle goed te doen nie. Daai woord goed doen beteken om my guns vir julle te gee nie. En dis 'n belofte wat die Here doen. Hy sê, ek het 'n ewige verbond, 'n verbond wat vir altyd hou met jou. En ek sal my nie daarvan weerhou om vir jou goed te doen en my guns vir jou te gee nie. Hy gaan aan, hy sê, en ek sal ontzag vir my in julle harte gee, sodat julle nie van my af sal wegdraai nie. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, dat wysheid word gebore in die vrees van die Here. En dit hoor mooi, is nie die vrees vir die Here nie. Dis die vrees van die Here beteken om ontzag te hê. En die Here sê, ek sal my ontzag plant in jou hart. Nou, waar verloor ons daai ontzag? Die oomblik wanneer ons dink ons probleme is groter as God se genade. Die oomblik wanneer ons dink ons konteks en issues is groter as wat hy is en wat hy kan doen, op daai oomblik kyk ons nie meer met 'n nederige hart na hom nie. Vers 41 sê, ek sal my daarin verheug om aan julle goed te doen. So die Here sê, dis vir my amazing dat ek kan goed doen. Ek kyk altyd met Kersfees, as ons presente het onder 'n kersboom, dan kyk ek en ek sien die kindertjies is opgewonde oor wat hulle gaan kry. Wat is in daai pakkies toegedraai. Maar ek sien die ouers is meer opgewonde as die kinders oor wat hulle gee, want hulle gee dit vir hulle kinders en hulle geniet dit as hulle kinders dit geniet. En daarom wil ek vandag vir jou sê, jy hoef nie iets af te smeek van die Here nie. Hy sê, ek sal my daarin verheug om aan jou goed te doen. In die Ou Testament was die Pasga die eerste stap na vryheid. In die Nuwe Testament was daai oomblik toe Jesus die nagmaal bedien en dit die inleiding is na sy kruisdood, was dit sy eerste stap na vryheid vir jou, vir my. Sy gebreekte liggaam is bewys van sy liefde. Ek wil dit weer sê, sy gebreekte liggaam is die bewys dat hy jou lief het. En sy bloed is die seël van hierdie nuwe ooreenkoms. Met ander woorde, hy gaan nooit daai ooreenkoms weggooi nie.
Mag jy jouself hierdie Paasnaweek wat kom volgende week ingrawe in hierdie nuwe wonderlike vriendskap wat jy het met die koning van die koning. Mag dit weer vir jou wees soos in die tuin van Eden voor die sonneval, waar Adam en Eva saam met die mens gewandel het en nie skaam was oor wie hulle was nie. Ons, ek en jy, het nou 'n nuwe status. Jy is 'n kind van die koning. Kindskap beteken erflating, nee? Jy, sê Jesus, is 'n vriend van die koning. Vriende het toegang wat die gepepel daaronder nie het nie. Jy het 'n spesiale toegang na die koning. En dan, jy en ek is die bruid van die bruidegom. En dit praat van intimiteit en van koneksie. Ek wil jou uitdaag om hierdie week na die Here toe te gaan, sê Vader, gee vir my 'n oomblik van stilte in my lewe. Bring my op daai plek waar ek 'n hart het wat nederig kan wees sonder om swak en useless te voel, sodat ek sterk genoeg kan wees om klein genoeg te wees om in te pas in u program. En baie keer is ek en jy nie sterk genoeg en groot genoeg om klein genoeg te wees om in te pas in sy plan wat hy vir jou het nie. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat saam my geluister het na u woord vandag, na u toe bring en myself ook en ons bid dat u vir ons 'n week sal gee hier in die aanloop van Paasnaweek waar ons die grootheid van dit wat die Seun van God vir ons gedoen het, sal leer ken en sal verstaan. Geef ons 'n nuwe openbaring van wat gebeur het, sodat ons nooit weer na onsself sal kyk met 'n houtoog en 'n plankbril nie, dat ons nooit van onsself weer sal wegvat wat u vir ons gegee het nie. Ons eer u daarvoor. Dankie dat daar 'n glimlag op u gesig is wanneer u sê u wil en u sal en u geniet dit om vir ons goed te wees. In die naam van Jesus. Amen. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd. Ek glo volgende week gaan die Here vir ons vir Paasnaweek 'n groot woord gee wat ons op 'n nuwe manier gaan vrymaak. Sien jou weer.